Goed, ons is dan nou by die 6de brief, die brief aan die gemeente van Philadelphia, en ons lees in Openbaring 3 vanaf vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefgehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdal en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Goed, so kom ons kyk, en dit is nie noodwendig dat die naam Philadelphia iets moet beteken nie, maar wanneer 'n mens gaan kyk na die Strongs, dan beteken die woord Philadelphia fond of brethren. Met ander woorde, iemand wat broederliefde sou bewerk aan die een kant en aan die ander kant sou deel wil wees van die broederskap. Goed, so hier is 3 goed wat gesê word. Die eerste ene is dat die een wat praat namens die een wat van gepraat word, is die engel wat sê, hy sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, sê die volgende. Hy's heilig en hy's waaragtig. En ek dink dis 'n diep belangrike ding vir ons om te verstaan. Dat Christus is in alle opsigte heilig en hy is waaragtig. So uit hom is geen leuen nie. Hy kan nie lieg nie, hy sal nie lieg nie, en hy's heilig in die sin dat alles wat uit hom uit is heilig. En dis 'n belangrike punt om te verstaan, want jou heiligheid het niks te maak met jou nie. Jou heiligheid het alles te doen met die feit dat hy heilig is en dat hy jou wil heilig, soos wat hy heilig is. En hy is waaragtig, wat beteken, in Engelse vertaling, waarskynlik, ek het nie nou die vertaling voor my nie, maar wat beteken, he is truth, hy is truthful, in alle opsigte, dit wat God gesê het in sy woord, is waarheid. En dis heeltemal iets anders as om te sê, ek vertel jou nou die waarheid. Ek is nou besig, ek lieg nie nou vir jou nie. Dis iets heeltemal anderster, as om met die waarheid van God besig te wees. Is heeltemal, want kan ek gou vir jou sê, jy kan 'n leuen verkondig, al lieg jy nie oor dit wat jy sê nie. As jy nou hoor wat ek sê. Met ander woorde, iemand sê vir jou iets oor die woord van God, en jy vat dit en jy dra dit aan iemand anderster oor, want jy het jy gelieg? Nee, jy het net gesê wat daai persoon gesê het. Is dit die waarheid? Nie noodwendig nie. En daarom, as Christus sê, ek is waaragtig, dan sê hy, jy moet by my kom hoor. Jy moet nie by mense gaan luister wat hulle te sê het oor my nie, want ek is die waaragtige een. Jy moet na my kom luister om te hoor wat het ek gesê. En dis hoekom baie keer dan kom mense, dan sê hulle iets uit die woord uit, wat as jy dit gaan lees, dan is dit wat daar staan, maar dis nie waaragtig wat hy sê nie. Dis nie waaragtig wat hy sê nie. So kom ons gebruik die voorbeeld van iemand sê, God is liefde.
En nou maak ons dit, en iemand wat dit aanbied sê, o, God is so lief vir jou. Dis hoekom wat hy gedoen het, is omdat hy lief was vir jou, het hy homself geoffer aan die kruis, want hy's liefdevol, hy's 'n liefdevolle pappa, en jy kan op sy skoot kom sit enige tyd van die dag. Dit is nie waaragtig nie. Dis waar dat God liefde is, maar dis nie waaragtig om dit af te breek na menslike emosionele liefde nie. Dit is nie die liefde van God nie. Maar ek wil nie nou in diepte daaroor gaan nie, want jy gaan nie noodwendig met my saamstem wat ek nou sê nie, maar as jy wil weet wat God se liefde is, dan is hy 'n liefde vir die waarheid. Goed, ek laat dit daar. Dis nie nou die boodskap nie. Goed. Dan sê hy is die een wat die sleutel van Dawid het. Hoekom die sleutel van Dawid? Want die sleutel van Dawid is die gesag van die koningskap wat Christus het. Want onthou, Christus is die koning van die konings. En hy sê, hy het die sleutel van Dawid. Nou, waar kry ons dit? Ons kry dit in Jesaja 22 vers 22. En dis hoekom jy en ek nodig het om nie net bolangs met die woord te werk nie, ons moet in diepte ingaan en gaan kyk wat sê die woord. En dan sien ons in Jesaja 22 vers 22, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Wat is die punt? Die punt is, die koningskap, en jy kan nou deur die hele woord gaan werk, en dan kry jy vals profete, en jy kry profete wat God se profete is, en dan kry jy konings wat opgetree het in hulle eie koningskappe, en dan kry jy 'n koning wat optree as 'n koning van Christus, en Dawid was so 'n koning. Wie was die beeld van die koning wat nie namens God opgetree het nie? Saul. Want Dawid was 'n man na God se hart. Saul was nie. Saul was nie die koning wat Christus reg verteenwoordig het nie. En daarom praat hy hiervan in die brief van Philadelphia. Hy sê wat die sleutel van Dawid het. En ons het nou daai sleutel in Jesaja 22 vers 22 gesien. Want wat is die sleutel van Dawid? Hy wat Christus is die koning met die gesag om die waaragtigheid van die woord vir my en jou oop te sluit of toe te sluit. Want dis wat hy doen. En nou moet ons kyk na die skrif in Matteus 16, want ek wil net ons moet net vinnig verstaan, waaroor gaan hierdie gesag en hierdie oopsluit en toesluit, want as ons dit nie reg verstaan nie, dan maak ons dit weer 'n keer 'n menslike insig ding in steede van om dit te gaan ondersoek in die woord om te kyk wat het hy bedoel toe hy dit gesê het, en ons lees nou in Matteus 16 vanaf vers 16 tot 19. En Christus is besig om met sy disippels te praat. En dan sê Jesus dat die mense wat na Jesus in sy bediening luister, probeer uitwerk, in Engelse woord figure it out. Wie is hierdie man? Wie is hierdie Jesus wat oral rondloop en hierdie wondertekens doen en hierdie geweldige waarhede en gelykenisse en alles verkondig? Wie is hy? En dan sê sommige sê hy is Elia, ander sê hy is Jeremia, ander sê hy is die profeet, en dan sê hy vir sy disippels. Maar julle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus in vers 16, Matteus 16:16. U is die Christus, die seun van die lewende God. Nou ek wil net gou vinnig daar 'n pause. Ek wil net gou daar pause. Wat sê Petrus hier? Petrus het onmoontlik nie geweet wat hy hier sê uit menslike insig nie. Hy het nie menslike insig nie. Wat sê hy? U is die Christus, die seun van die lewende God.
Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona. Hoekom sê hy vir hom Simon Bar-Jona? Dis nie sommer net woorde nie. Jesus het baie spesifiek gekommunikeer wanneer hy gekommunikeer het. Want wat beteken Simon Bar-Jona? Bar beteken seun van Jona. Wat sê hy? Jona was nie Jona van die Ou Testament nie. Jona was Simon se pa. En wanneer Jesus nou met Simon praat, sê hy vir hom, Simon, jy is die seun van vlees. Jou pa is Jona. Hy sê, want vlees en bloed. Jou pa kon dit nie vir jou sê nie, Simon. Jou pa kon nie aan jou sê, wie gaan die seun van God wees nie. Hy sê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En wat sê hy eintlik vir Simon? Hy sê vir hom, my Vader in die hemel is jou Vader ook. En net, hy sou dit nie aan jou geopenbaar het as jy nie sy seun was nie. Want jy sien, die seun van God kan net gesien word deur die kinders van God, vir wie die seun van God regtig is. Want om te sien dat hy die Christus is baie belangrik. Hy is die gesalfde, hy is die Messias, hy is die een met alles, hy is die een met die kennis, hy is die een met die waaragtige woorde, hy is die een wat heilig is. En dan kom mense en dan maak hulle asof mense heilig is en asof mense waaragtig is, maar al die waarheid kom uit Christus uit. Goed. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en skielik verander hy sy naam. Jy is Petrus. Hy gee vir hom 'n naam wat afstam van die rots af. Sien jy dit raak? Sien jy raak wat hier gebeur? Simon word skielik Petrus, want hy's 'n afdruksel van die rots. En dan sê hy vir hom, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, want dis wat die naam Petrus beteken. Beteken rots. Hy sê, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, want die poorte van die doderyk is daar waar die vyand sit, in die poorte van die hel, besig om te probeer uitwerk, hoe gaan hy die werking van Christus, wat deur sy gemeente gaan werk, waarvan Petrus die stigterslid is. Petrus is die stigterslid wat Christus gaan gebruik. En ons sien dit by die uitstorting van die Heilige Gees op die Jode, en net kort daarna is die uitstorting, en ons sien dit in Handelinge hoofstuk 10, is die uitstorting van die Heilige Gees op die heidene ook. En Petrus is die man, die sleutelman wat Christus gebruik. En dan sê hy, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En dan sê hy, en hier's die sleutel. Hier's die sleutel wat op Dawid se skouer was, wat op Christus oorgegaan het, wat op Petrus oorgaan, en wat op jou en my oorgaan. En dit is die sleutels van die koninkryk. Ek sal aan jou, Petrus, die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Jy sien, wat is die sleutel? Die sleutel wat Christus het, sluit vir jou en my die skatkamer oop van die verborgenhede van die koninkryk van God. En daai skatkamer en daai verborgenhede is alles wat die koninkryk van God. Dis hoekom Jesus, wanneer hy vir sy disippels vir hom vra, leer ons om te bid, dan sê hy, een van die sinnetjies in sy gebed is, laat u koninkryk kom soos in die hemele, so ook op die aarde. Wat sê hy daarmee? Hy sê, u het 'n hemelse koninkryk, wat net deur hemelinge gesien. Wie's hemelinge? Almal wat geesgeboorte ontvang het. En dan sê hy, dan sluit ek my verborgde dinge wat bo by my is, sluit ek vir julle oop. En dit is die sleutels. Die sleutel van Dawid. En Christus sê hier deur hierdie engel sê hy,
wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Die gesag is by Christus. Al gebruik hy mense, al gebruik hy jou, hy gebruik jou net om oop te, hy sluit dit oop vir jou om dit vir ander oop te sluit. Jy is nie die oopsluiter nie, jy is nie you're not the doorman. Moenie die gesag op jouself neem nie, want die oomblik as ek die gesag vir myself neem, dan vat hy die sleutel by my weg, en dan begin ek dwaallering te verkondig. Moenie aanstellerig wees nie, moenie maak asof jy die sleutelman is, jy is nie die deurwagter nie. Goed, vers 8. Ek ken jou werke, ek is terug in Openbaring 3, ek ken jou werke. Kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en jy het my naam nie verloon nie. Min krag beteken, daar's nie, en daai woordkrag daar beteken miracle power, en dis nou 'n moeilike ene, so ek wil nie te veel oor die min krag sê nie, maar op die uiteinde van die dag is daar vals leraars wat kom, en hulle is kragtig, en hulle doen wondertekens wat nie noodwendig van Christus af is nie, en dan het hulle baie mense wat by hulle voete kom sit. Maar wanneer ons met die dinge van die koninkryk besig is, as jy om jou kyk, is daar maar 'n klein groepie wat bereid is om na jou te luister. Min krag. En jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Nou, ek wil net praat oor 'n geopende deur, en dan moet ons kyk na Kolossense 4. Kolossense 4 praat hy spesifiek van die geopende deur, en Paulus praat hier, want hy is die een wat baie deur Christus gebruik was om, en Christus het voor hom 'n geopende deur, Kolossense 4 vers 2 tot 6. Ek wil eintlik maar net lees tot vers 4. Kolossense 4 vers 2 tot 4. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed beteken volhard om te bid, om God te vertrou, om aan jou die dinge van die koninkryk van God aan jou openbaar te maak, om die deur van die koninkryk vir jou oop te sluit. En dan sê hy, en waak daarin met danksegging, en wanneer hy iets aan jou openbaar, dan raak jy nie arrogant daaroor en sê, ek het die antwoord, dan sê jy, dankie Here dat u my begenadig het om u self aan my te wys, om hierdie deur vir my oop te maak na u koninkryk toe. En dan sê hy, en bid tergelykertyd ook vir ons. En daai ons is, ek moet vir almal bid met wie ek werk, om te vra, Here, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus. Here, my gebed is, dat al my broers en my susters, dat hulle die verborgenhede, dat u die deur van die verborgenhede vir hulle sal oopsluit, om te spreek van daai verborgenhede, want dit bring lewe voort. Ons kan die woord van God resiteer. En dit, 'n mens kan so maklik beïndruk word deur ouens wat skrifte aanhaal. Kyk net hoe ken daai ou die skrif. En hy sê elke versie op, soos wat dit in die Bybel staan, en jy is so beïndruk, maar daar's geen lewe in nie, want daar's al die verborgenhede wat in daai skrif opgesluit is, wat hy so maklik vir jou resiteer, het geen lewe in nie, want Christus het nog nie vir hom die verborgenheid oopgesluit nie. As Christus dit nie vir jou oopsluit nie, het jy niks. Jy kan die Bybel van voor tot agter opsê, sonder dat jy enige lewe het. Pas op dat jy nie dink dit gaan oor die feit dat ek, kyk hoe kyk daai, hy is so indrukwekkend. Jy sien, jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie, want jy sien,
Wat beteken dit om die woord te bewaar? Jy sit die woord in jou hart en jy sê, Here, hierdie saad is nou in my hart, U moet dit nou vir my oopmaak. U moet vir my die vrug gee op hierdie saad wat in my hart is. Dit is wat dit beteken om die woord te bewaar. En hoe doen jy dit? Jy lees weer daai woord en jy lees dit weer en jy lees dit weer totdat hy dit vir jou oopbreek en sê, daar's die vrug nou, daar's die Lukas 11, Markus 4 vers 26 tot 29. Sit die saad in jou hart en dan begin jy te bid oor daai saad en jy bid oor daai saad en dan wag jy op die Here en jy wag op die Here geduldig en dan eendag dan lees jy weer daai woord en dan is dit soos 'n lewegewende oomblik wat daai woord, daai saad ontkiem het. Die saad het gegroei. Eers die halm, dan die aard, dan die volle koring in die aar en as die oes ryp is, dan kom hy en hy oes dit af en hy het 'n opbrengs wat niemand van hom kan wegneem nie. As hy dit vir jou oopsluit, kan niemand weer by jou wegneem nie. En dis wat Paulus hier sê in Kolossense 4, dat hy sê, om die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Wat sê hy met ek is in boeye? Hy sê ek is tot Christus verbind, ek kan niks doen sonder hom nie. Ek is aan hom vasgemaak. En as jy nie verstaan dat jy aan Christus gebonde is nie, gaan jy jou eie ding doen. Dan gaan jy in ongebondenheid jou eie pad begin loop en jy bind jou nie aan. Ek wil eerder sê, Here, gee vir my niks as ek dit nie werd is om niks te hê nie, want anders gaan ek mense mislei. En dan sê hy, waarvoor ek in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek behoort te wat? Te spreek. Here, ek is aan U gebonde, sodat ek nie in ongebondenheid iets sê wat U nie sê nie. Want wanneer die Here praat, dan is dit verborgenhede wat net hy vir jou kan oopsluit, want hy's die een met die gesag, hy's die een met die sleutel, want hy's die waaragtige een en hy's die heilige een. Dankie dat jy Jesus nie verloon nie. Ek wil vir jou sê, moet hom nie verloon nie. Moenie, want wat is verloning? Is om jou los te maak van Christus en in jou eie gesag op te tree. Dit is om hom te verloon. Dit is om te sê, ek sê. Dis om Christus se woord te vat en dit te verdraai om jou te pas en om mense te pas en om ore te sis. Jy mag dit nie doen nie, want hy is die waaragtige een en hy is die heilige een. En jy moet sê wat hy sê. En jy kan net sê wat hy sê as hy vir jou wys wat hy sê. Dis verborgenhede. Dis nie vir jou en my om dit rond te swaai asof ons die gesag het nie. Vers 9. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefgehad het. Jy sien, ons almal was in die sinagoge van die Satan. Ons almal het Christus verkeerd verstaan. Ons almal was by die valspredikers wat gesê het, dit is wie hy is, dis wat die woord van hom sê, terwyl hulle glad nie sleutels gehad het nie, hulle het nie oopgesluit nie, hulle kon nie oopsluit nie, want Christus het dit nie vir hulle oopgesluit nie. Maar nou sê hy, julle wat vashou aan my woord, julle wat getrou is aan my woord, ek gaan nog mense na julle toe bring, wat gesê het, wat die ander sê, maar hulle gaan na julle kom luister. Ek sal julle gee, en hulle sal voor julle voete neerbuig. Hoekom voor ons voete? Nie om ons te aanbid nie, want dit is hoe die gesag werk. Die gesag, Christus gee die sleutels aan Petrus. En ons sien, reg aan die begin, reg in Handelinge 2, dan kom die broers en dan sê hulle vir die apostels, broeders, wat sê julle moet ons, wat moet ons nou doen? Wat moet ons staan ons nou te doen? Wat beteken dit? Hulle kom buig voor die apostels. Hulle kom buig by die apostels en sê julle dan nou vir ons wat moet ons doen? Dis wat hier staan. Want ons het
die woorde van Christus by hom gekry en daarom kan mense by jou kom sit. Dit is waaroor disippelskap gaan, kom sit. Ek sal jou vertel wat ek by hom gekry het, nie wie ek is nie. En dis die valses is die hele tyd besig om jou te vertel hoe oulik hulle is en wat hulle bereik het en hoeveel mense het hulle al gedisipel en hoeveel mense het hulle al na die koninkryk toe gebring en hoeveel uitreike was hulle al opgewees en alles gaan net oor wat hulle gedoen het. Nee, dit gaan oor wat Christus aan jou geopenbaar het, sodat jy dit aan ander kan openbaar. En hulle sal erken dat ek jou lief gehad het. Want wanneer jy met die woorde van Christus kom, geopenbaar deur Christus aan jou en jy deel dit met ander, dan moet hulle erken Christus het jou lief gehad. Hulle moet erken, net Jesus kon hierdie dinge vir hom gewys het. En wanneer God my lief, en dis die liefde, wanneer God my lief het, dan wys hy homself vir my, en hy openbaar homself en die dinge van die koninkryk aan my. Vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Right, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Goed, wat is die woord van die lydsaamheid? Lydsaamheid gaan oor patient endurance. En die eintlike woorde is joyful patient endurance. Want waaroor gaan patient endurance of lydsaamheid? Jy gaan die heeltyd op die proef gestel word in jou tyd wat jy met die waarheid besig is om jou te beproef of jy sal staan in die waarheid te midde van vervolging en verdrukking en te midde van, want waaroor gaan dit? Jy sal altyd voel of jy alleen staan. Jy kom in gesprekke met mense, dan sê hulle, nee, jy is van jou sinne beroof, waar kom jy vandaan? Waar kom jy in die goed? Nee man, almal sê al vir jare, dit is wat die waarheid is, dit is wie Jesus was, dis wat hy in die kruis vir my gedoen het, en ek hoor so, en ek wil 'n voorbeeld gebruik, ek hoor so gereeld ouens sê, predikers wat sê, luister, gaan net terug na die kruis toe, want hy het alles aan die kruis vir jou bewerk. Alles is afgehandel aan die kruis. Onthou jy, Jesus het aan die kruis gesê, dit is volbring. En dan, so wat gebeur is valspredikers kom en hulle sê, wanneer jy in 'n situasie jouself bevind, wat jy onseker is oor, is ek nou gered of is ek nie, of wat is nou aan die gang, of hoe moet ek hierdie goed, dan sê hy, gaan net terug na die kruis toe. Daar waar Christus vir jou gesê het, dit is volbring, alles is vir jou gedoen. En ons, wat die valspredikers doen is hulle bring mense tot by die kruis, maar hulle vat hulle nie by die kruis verby nie. Met ander woorde, jy hoef niks te doen nie, Jesus het alles gedoen. Sit terug, wag net vir die dag wanneer hy jou kom haal. Dit is nie waar nie. Dit is 'n leuen. Jy kan nie passief wees by die kruis nie. Jy kan nie by die voetenend van die kruis kom sit en sê, ag halleluja, dankie liewe Jesus dat U alles aan die kruis vir my gedoen het nie. Dit is nie die waarheid nie. En ek gebruik dit as 'n voorbeeld, want die woord van my lydsaamheid beteken, by die kruis is die plek waar jy saam met Christus gesterf het, jy gesterf van jouself, in die doop identifiseer ons met die kruis. Dit is wat Romeine 3 sê. In Romeine 3 sê hy, ons het dan onsself in sy dood gedoop. Wat beteken, toe Christus aan die kruis gesterf het, en hy opgestaan het, toe begin die opstandingslewe. En wanneer ek myself neerlê by die doop, dan lê ek my vlees neer, en dan staan ek op in die nuwe lewe wat ek nou in die opstandingslewe by Christus moet kry. En dit is 'n lydsaamheidspad, 'n patient endurance pad, totdat hy my kom haal, gaan ek moet in die opstandingslewe leef. Ek moet die heeltyd besig wees met die nuwe lewe in Christus wat ek in sy woord kry. En hy sal homself aan my openbaar, soos wat ek met hom aanstap. En dis 'n wandel, dis nie, ek kom nie by die kruis en ek gaan sit by die kruis nie, ek kom by die kruis, ek laat my doop, ek staan op na die dood,
doop, ek sê, my vlees is daai kant van die doop, en ek staan op in die opstandingslewe van Christus, en ek begin met hom te wandel in sy lewe, wat hy aan my wil openbaar. Maar dis 'n konstante wandel. Dis nie 'n passiewe plek nie. Ek gebruik die voorbeeld van wandel. En dan sê hy, maar daar gaan beproewing, die uur van beproewing daar's elke nou en dan gaan die Satan kom, en hy gaan predikers na jou toe stuur, en hy gaan ouens na jou, Christene na jou toe stuur, wat sê, ag nee, dit kan nie wees nie, dit kan nie, en jy word beproef, totdat jy by die punt kom, waar jy sê, ek het die toets deurstaan, in Christus het ek die oorwinning behaal. Romeine 8, ons is meer as oorwinnaars, want jy sien, die oorwinninge kry ons deur kennis van hom. Vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Kyk, ek kom gou, Jesus sê in Openbaring 16, en dit moet ons reg verstaan. Openbaring 16 sê, vers 15 sê, kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, want jy sien Christus. Christus wil sien of jy met hom beklee is, en as jy persistently nie jouself met hom beklee nie, dan kom hy op 'n uur wanneer jy dit die minste verwag, en hy neem jou kleed weg, en die hartseer ding is meeste mense weet nie eers dat hulle nie die kleed van Christus dra nie. Hulle die naam dat hulle lewe, maar hulle is dood. Hulle die naam. Ek is 'n Christen. Jy die naam van Christus, maar jy's dood. Jy sien, die lewe is Christus, en in hom is die lewe, en nie omdat jy sy naam op jou lippe neem is jy lewend nie. Jy lewe omdat jy aan hom vasgehou het, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie, want iemand gaan jou kroon kom neem. Iemand gaan en ek probeer dit verwoord, dat as jy nie gaan waak nie, en as jy gaan slap wees in jou stap saam met die Here, en jy gaan aangaan met die lewe, en jy gaan net by die kruis kom en sê, ja man, is jy Christen? Ja, ek's 'n Christen. En daar kom van tyd tot tyd kom daar mense oor jou pad wat sê, kom na die disippelskap toe, kom sit saam met my, dan werk ons deur die woord, en kom ons ontdek die dinge van die koninkryk, kom ek help jou om oop te sluit wat vir jou nog gesluit is, en jy sê, ja, weet jy, ek het nou nie regtig tyd nie, ek is so besig, en ek is so 'n vol program, en dan op 'n dag, dan kom hy, en hy neem jou kleed, hy kom soos 'n dief, en hy vat jou kleed weg, en dan staan jy naak, en dan ons kom nog by die naak wees. Vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, want jy sien, en dis wat ons vir mekaar gesê het, die ou wat die pilaar is, ons weet van die 3 broers, Jakobus en Johannes en Petrus, die 3 broers wat die pilare van die onder die hulle was as pilare geag, en daarom het Paulus hulle geraadpleeg, ons kry dit in Galasiërs 2. Paulus gaan na daai 3 broers toe, en dan raadpleeg hy, hulle sê gou vir my, wat het julle by Christus gekry, en dan toets ek of dit in lyn is met wat ek by hom gekry het, en dan is hulle as pilare geag, en jy sien, Christus wil jou 'n pilaar maak. Hoe? Hy wil hê jy moet mense ophou. Met ander woorde, jy moet onder hulle staan, want dis wat 'n pilaar doen. 'n Pilaar is daai ou wat ondersteuning bied vir ander om Christus te sien. En dis 'n dienaarsposisie. 'n Pilaar is nie 'n ou wat jy sien die valskerk werk met 'n top-down structure. Ek praat baie deur mekaar Afrikaans, Engels-Afrikaans. 'n top-down structure, met ander woorde, die paus is bo en die res is onder hom. Maar by ons werk dit anderste. Ons is onder en die res is bo ons. Dis hoekom Jesus gesê het, noem niemand jou meester nie, want daar's net een, maar julle moet mekaar se diensknegte wees.
Julle moet mekaar dien. En jy moet mense ophou. Hoe hou jy hulle op? Jy's 'n pilaar onder hulle. En jy sê vir hulle, kyk op na hom toe man, kyk op na hom toe. Ek wil julle help ek wil julle pilaar wees. In die tempel van God. Wie is die tempel van God? Die liggaam van Christus is die tempel van God. Gaan lees 1 Korintiërs 6, gaan lees 2 Korintiërs 6. En jy sal sien, julle is die tempel. Nie met mense hande gemaak nie. Ons as liggaam is die tempel van God. En as jy jou kroon, as jy oorwin, en jy kan in hierdie lewe oorwin, ek wil dit vandag vir jou sê, dit hoef nie te wees dat jy wag en sê, ek het dit gemaak, eendag as Jesus kom nie. Jy kan nou reeds die oorwinning behaal. Jy kan nou reeds dien as 'n pilaar. Andersins sou hy nie gesê Jakobus en Petrus en Johannes was as pilare geag nie. Goed. En dan sê hy, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Waar uitgaan? Uit die tempel. En weet jy wat, ek is so verbind tot die tempel. Ek, Anton, is verbind tot die tempel. Dis my roeping. Ek staan vir die tempel van God. Waarvoor staan jy? Waarvoor staan jy? Staan jy vir jou huisgesinnetjie? Staan jy vir jou kerk? Staan jy vir jou besigheid? Waarvoor staan jy? Of staan jy vir die tempel? En ek wil dit vir die broers vra, staan jy as 'n pilaar? En hy sal daar nooit weer uitgaan nie, want as die Here jou in daai posisie sit van oorwinning, en dan sê hy vir jou, ek wil jou gebruik as 'n pilaar in my tempel, dan gaan jy nooit daar uit nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe. Is dit nie lieflik nie? God skryf sy naam op jou. Hoe? Hy skryf sy woord in jou hart. Hy skryf sy woord in jou gees. Sy naam is die woord van God. En die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Want jy sien, die tempel van God is die liggaam van Christus, is die gemeente van God, is almal wat tot Christus verbind is, en hy sal die naam van die stad van my God op jou skrywe. Jou naam is in die muur van die geestelike muur van die tempel van God opgeteken. Want jy's 'n bousteen. Jy's een van die stene van die tempel van God. Galasiërs 4 sê die volgende. En dan maak ek klaar. Galasiërs 4 sê, hy sê, dit is 2 sinnebeelde, dan praat hy van Sara en Hagar. Die een is die slavin en die ander een is die vrye. En dan sê hy, dit is sinnebeelde. Hy sê, want die vroue staan vir 2 verbonde. Een van die berg Sinaï afkomstig, wat vir slawerny kinders baar, dit is Hagar. Wat is dit? Dis mense wat onder godsdienstige Christenskap gebuk gaan. Doen dit vir die Here, doen dat vir die Here. Kom na gebedsaksies. Kom, ons gaan. Kom, gee geld vir boufonds. Ons gaan 'n kerk bou. Ons gaan vermeerder. Ons gaan oral ons kerkgeboue oprig. Oor die hele wêreld gaan ons kerkgeboue oprig. Dis slawerny, want Hagar staan vir die berg Sinaï in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem. Hoeveel sinagoges dink jy het Jerusalem opgerig? Jy kan gaan kyk tot in Rome het hulle sinagoges gebou. Hulle bou hulle kerke. Dis presies waaroor Egipte gaan, die tempels van afgoderry. En dan sê hy, en is met haar kinders saam in slawerny. Jerusalem, soos wat hy bestaan het in die tyd van Christus, was 'n plek van slawerny gewees. Hulle het almal gebuk gegaan onder die slawerny van die skrifgeleerdes en die fariseërs wat gefunksioneer het uit Jerusalem uit, waaruit vanaf waar hulle die mense wetties gebeheer het vir eeue lank. Maar nou sê hy vers 26, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal. Jerusalem daarbo is die moeder van ons almal. Hoekom sê hy dit? Hoekom sê hy die moeder van ons almal? En wat beteken dit vir jou en my? Dit beteken,
wanneer ons deel is van die nuwe Jerusalem, soos wat hy sê in Openbaring 3 vers 12, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal en my nuwe naam. Wat is die moeder van ons almal? Jesus kom in Jerusalem en hy stap deur Jerusalem en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe het ek begeer om julle soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke te versamel, om hulle te beskerm, maar julle wou nie. Wat is 'n hen? Sy is die moeder. Christus sê, die tempel van God, die Jerusalem van God, is die moeder van ons almal, die hen, wat haar kuikens inbring onder haar vlerk. Is dit nie 'n lieflike beeld van jou en my plek? En ons is geroep om mense na die nuwe Jerusalem toe te bring en hulle in te skryf in die mure van hierdie tempel van God. Met ander woorde, hulle name te skryf. Want jy sien, elke ene wat jy lei na Christus toe met oor tyd hulle disipel, hulle die dinge leer van die koninkryk van God wat daarbo is, dan word hulle 'n deel van die gebou wat die tempel van God is, en daai steen, die persoon wat jy inbring, word 'n steen wat op jou gebou is, wat die pilaar was, en hy word weer ons is lewende stene, wat ander stene bo op ons bou, en dis die beeld van dienaarskap, want wanneer jy iemand disipel, dan is jy onder hom, en jy dien hom bokant jou, en jy skryf sy naam as deel van die tempel van God, in die tempel van God. En dis die lieflikste beeld. Die vraag is, wat doen jy? Is jy 'n onderdrukker? Is jy 'n verdrukker? Wat mense sê, dis wat dit is? Of is jy die een wat na die een toe gaan, wat al die antwoorde het, wat die deur oopsluit, die een met die gesag, Christus, wat alles vir jou oopgesluit het, sodat jy kan ander help, en dit vir hulle oopsluit, en hulle opvat, en hulle inwerk as deel, as nog 'n lewende steen in die tempel van God, op wie se naam? Het jy al iemand gehelp om die naam van my God op daai persoon te help skrywe? Want uiteindelik sal jy almal wat se name opgeteken is, sal deel wees van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit sal neerdal, en hulle sal ewig saam met hom sy nuwe naam ontvang. Vers 13, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê.